deelwyse integrasie. Nou dit kom van die produkreël af wanneer ek twee funksies het wat niks met mekaar te doen het nie en ek diferensieer hulle, dan weet jy, die afgeleide van die eerste maal met die tweede een soos wat hy is, plus die afgeleide van die tweede een maal met die eerste net soos wat hy is, of daar F en die G natuurlik kan nie omruil. So dis vol met differentiasie kan ons dit doen, maar met integrasie kan ons nie dit doen nie. Wanneer ek twee funksies het wat niks met mekaar te doen het nie, dan kan ek dit nie integreer nie, dan moet ek teruggaan na die produkreël toe. So wat ek hier gaan doen, en ek hoef nie die formule af te lei nie, maar net om vinnig vir jou idee te gee is wat ek hier gedoen het, is ek integreer beide kante, en dan noodwendig omdat daar plus is in die regterkant, kan ek hulle apart integreer. Die linkerkant se integraal val weg, in die regterkant het ek die integraal van die afgeleide van F mal G, en dan die integraal van F mal die afgeleide van G. Kry dit die linkerkant en die regterkant, want ek sê die gewoonlik wat ek neem dit oor, soos wat julle altyd gebruik, en daar is my formule, so daai formule word vir jou gegee. So baie belangrik, wanneer ek 'n funksie het, om te integreer wat twee funksies het, wat niks met mekaar te doen het nie, en gewoonlik is die een is ook 'n recurring tipe ding wanneer ek kan integreer, soos 'n trig of 'n e. So sien hy hou aan om dieselfde te bly. So dan is dit tipies gemaal met 'n lineêre funksie of dan nou kwadraties, so dit ook al sê, dan gaan ons deelwyse integrasie gebruik. So een voorbeeld wat ek gaan doen is 'n 8x en dan 'n cos 4x, soos 'n trigfunksie en 'n lineêre funksie. Right. Baie belangrik. So, wat ek gaan doen is, ek stel eers my f en my g van x. So, ek begin dit te sê, okay, f van x is my lineêre funksie, en dan sy afgeleide, is dan nou net 8 hierso, en dan die afgeleide van g is wat daar staan. Right, so ek begin met f en die afgeleide van g, en dan kry ek die g en dan die afgeleide van f. So, hoe weet ek wat om, en dan, sorry, daar is my formule, maar hoe weet ek wat om aan f gelyk te stel? Baie belangrik, as jy na jou formule kyk, daar waar jy die integraal het, is f se afgeleides wat ons wil hê. So daar wil ons eintlik 'n konstante hê. So dis die een wat ons wil hê, moet ons van elimineer. So noodwendig nie jou trigfunksie of 'n e nie. So sit altyd my algebraïese funksie is dan f, sodat hy wegval. En as hy nie die eerste keer wegval nie, gaan hy 2 keer deelwyse integrasie moet doen, maar hy gaan definitief die tweede keer wegval. En dan vervang jy dit net in. So ek kort dan nou f mal g, en dit het ons mos nou daar bo regs is 8x, en dan sin 4x op 4, en dan minus die integraal van die afgeleide van f, wat ek dan net so kan invervang, maal met g. En vereenvoudig, en dit is dan wat ek op die ou end het.